Shalom, wees geseënd vandag in die naam van ons meester Yeshua, ons verlosser en saligmaker. Ek groet jou met hierdie woord Shalom. En hierdie woord Shalom het so 'n diepe betekenis in ons lewe. Wanneer ons as 'n gemeente bymekaar kom op 'n Saterdag, dan groet ons mekaar Shabbat Shalom, wat beteken dat die vrede van Jahwe op die Shabbat met elkeen sal wees. So, dit is so deel van ons lewe. En hierdie woord Shalom het 'n amazing betekenis en ek verklaar vandag en ek wil jou groet vandag met hierdie woord Shalom en dat die vrede van Jahwe ons Elohim oor jou lewe sal wees. Nie net oor jou geestelike lewe nie, maar in alle aspekte van jou lewe mag daar Shalom vrede, daardie vrede wat alle verstand te bowe laat gaan, mag dit vandag in jou lewe wees. Halleluja. Ek wil vir jou iets lees uit die woord uit met betrekking tot die woord vrede, met betrekking tot Shalom. Want ons dien natuurlik die God van vrede. Het jy dit geweet? Yeshua is die prins van vrede. En Vader wil hê dat ons in vrede moet lewe. Hy sê dit in sy woord met alle mense. Dan sê hy dat salig is die vredemakers, want hulle sal kinders van Jahwe genoem word. So, ek is nie 'n vredebewaarder nie, ek is 'n vredemaker. En om die woordjie Shalom te gebruik, om te sê en mekaar te groet met Shalom, met vrede, verklaar jy eintlik dat die prins van vrede, Yeshua, ons verlosser en saligmaker, oor elke persoon mag manifesteer. En nou wil ek vir jou lees uit die woord uit Filippense hoofstuk 4 vers 7. En die woord sê, hy sê, en die vrede van Elohim, die vrede van Elohim wat alle verstand te bowe gaan, sal julle harte en julle sinne bewaar in Messia Yeshua. En dis wat ek oor jou lewe verklaar vandag. Dat die vrede van Jahwe, daardie Shalom vrede, dat dit vandag in jou lewe sal manifesteer. Dat jy sal vrede hê met jou medemens, dat jy sal vrede hê in jou huishouding, dat jy sal vrede hê by die werk met jou kollegas, dat jy sal vrede hê wanneer jy in jou voertuig ry op die pad, dat jy in alle aspekte van jou lewe, dat jy vrede sal ervaar. Want die oomblik wanneer jy sy Shalom vrede in jou het, sê die woord, dit laat alle verstand te bowe gaan. Dan gaan jy nie bekommerd wees oor die dag van môre nie. Jy gaan nie jou naels skou nie. Jy gaan nie toelaat dat vrees en angs jou lewe kom beheer nie, want die Shalom vrede van Jahwe, ons Elohim, is met jou. Dit bewaar jou hart. Dit beskerm jou gedagtes. Halleluja. Dit voed jou in jou geestelike lewe, want dit beteken dat wanneer sy Shalom vrede op jou is, maak jy die regte besluite. Wanneer sy vrede met jou is, dan funksioneer jy anderste. En my gebed is dat jy die prins van vrede, Yeshua, jou verlosser en saligmaker, dat jy hom sal ken vir wie hy is. Daarom sê die woord ook in die boek van Hebreërs hoofstuk 12 vers 14, hy sê jaag die vrede na met almal. Jaag die vrede na met almal. En die heiligmaking waarsonder niemand Jahwe sal sien nie. So wat is die belangrikste aspek vir ons om die ewige lewe te beerwe? Die belangrikste aspek, daar's twee. Dis vrede en dis heiligmaking. Want sonder vrede gaan ek en jy dit nie maak nie. Sonder vrede, sonder sy Shalom, gaan ek en jy dit nie maak nie. Daarom sê die woord dit, hy sê jaag die vrede na met almal. So daarom groet ek mense, en as iemand my bel, of ek stuur 'n boodskap, dan sê Shalom, en want ek verklaar daardie vrede oor jou lewe, en mag jy dit ervaar, mag jy dit beleef, mag jy dit in jou lewe hê, dat jou hart en jou gedagtes bewaar sal word vanweë die vrede van Jahwe. Dat jy sal weet, maar jy wandel in sy vrede, jy wandel in sy Shalom, en dat die oomblik wanneer jy jou kop op die kussing neerlê, dat jy sal slaap in die stroom van sy vrede. Dat jy Shalom sal hê
in alle aspekte van jou lewe. Halleluja, dis my hartsbegeerte. En ek hoop dit is jou hartsbegeerte ook, dat jy vandag daardie vrede sal ervaar. En waar jy ook al vandag kom, groet bietjie mense en sê vir hulle shalom my boeta, shalom my suster, shalom mense, wees geseënd met die vrede van Jahwe ons Elohim en dat jy dit vandag sal ervaar en beleef. Halleluja, van my kant af Rian Abri, dit is altyd 'n voorreg. Mag jy geseënd wees op hierdie Dinsdagoggend en van my kant af, wees geseënd. Tot volgende keer. Shalom.